Goeiemôre, baie welkom op die Woensdag, die 22ste Julie. Ek hoop jy het heerlik geslaap. Ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad laasnag en ek bid vir jou 'n wonderlike dag wat toelê, wat voorlê. As jy 'n dag het soos ek, het jy voorspoed en het jy gebed nodig, want ons moet ver ry vandag. So ja, aan jou ook. Ek hoop jy het 'n amazing dag. Jy weet, ons op Saldanha op die oomblik is dit lekker bewolk. Dis koel, of sal ek sê toegetrek. Baie keer is die mis onder toe, dan hier by 10 uur maak hy oop en dan is dit 'n pragtige dag, dan staan nie geen wolke nie, so dis altyd moeilik om te sê, maar is windstil en is 'n pragtige dag. Elke dag is 'n pragtige dag wat die Here geskep het, nuwe kanse, nuwe dag, nuwe geleenthede. So ek hoop vir julle en bid vir julle 'n pragtige dag toe op hierdie Woensdag. Die week is ook al in die helfte, hoe sê hulle, klein Saterdag. Die stukkie wat ek uit die Bybel het gelees vanoggend, is 'n stukkie uit Joshua. So die van julle wat julle Bybels by die hand het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak. Ons gaan lees vanaf Joshua 1 vanaf vers 1 tot 8. Dis die stukkie waar Moses dood is. Onthou jy vir Moses in die woestyn? Onthou jy dat die Here gesê het vir Moses, jy sal nie die nuwe land wat ek vir julle gaan gee ingaan nie. Hierdie dag is die dag wat Moses gesterf het. En dan kyk ons wat die versie van ons, of wat die Bybel vir ons sê van Joshua 1. Die teksvers vir vandag is ook die tema vir vandag. Ek dink kom ons kap hom af. Wat die Here vir Moses gesê het, ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Dis ons tema vir vandag. Die Here sê vanoggend vir jou op die Woensdagoggend, as jy 'n boodskap gesoek het vir die dag, wat ons almal maar doen, ons het soek altyd iets om mee aan vas te hou, so is vanoggend hierdie. Ek moet vir julle sê dat, miskien terwyl ons hier vanoggend praat, ek wens dit was so pragtig dat die Bybel net vir jou mooi boodskappe het vir elke dag. Daar is so hier en daar 'n boodskap wat vir my en jou sê, ek gewaarsku jou, moenie dit doen nie. Moenie so optree nie, moenie so lewe nie. Baie keer voel ek, as ek 'n stukkie lees, dan voel ek, die woord gee 'n bietjie pak vandag, maar ek dink dit gaan verkeerd wees as ons lees en ons verstaan dit as elke dag is daar net 'n woord wat 'n beautiful woord is. Natuurlik vir die Here hê alles wat goed is met ons, alles moet goed gaan met ons. Hy sal alles laat saamwerk te goeie vir my en vir jou, is 'n liefdevolle hemelse Vader, maar daar is ook dinge wat hy jou gewaarsku, en ek meen dit is hoekom die Bybel daar is, dis ons pad, dis ons leiding. So as ons die Bybel so sien, dan sal ons agterkom, daar is lyne, en as ons riglyne soek, en ons soek 'n rigting waarin om te loop, dan moet ons maar naby aan die Bybel lewe, en elke dag ons Bybel oopmaak, want die Bybel sê vir ons baie mooi, hy verduidelik vir ons baie mooi, in baie mooi woorde. Jy het nie eers 'n kenner nodig as jy mooi lees in die Bybel, en vir die Heilige Gees vra om die Bybel oop te maak vir jou, die woord oop te maak, dan sê jy baie mooi verstaan wat die Bybel vir jou lees. Dan hoef jy nie eers die Bybel te verstaan nie, maar die Heilige Gees laat jou die Bybel verstaan. Hy breek die woord vir jou. So kom ons raak rustig op hierdie Woensdagoggend, lekker vroeg, terwyl dit lekker kraakvas koel is, en ons raak stil in hierdie stukkie van Joshua 1, en ons kyk wat die Here vir ons te sê het in hierdie stukkie vers 1 vanaf vers 8. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun, en assistent van Moses gesê. Ek wil net gou hier stop, en net gou vir julle vra, het julle iets agtergekom in die heel eerste versie wat ek gelees het? Is dit nie pragtig? Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, na die dood van Moses, die dienaar van die Here, ek vra net vir jou, net vir interessantheid, is dit nie hoe ek en jy graag beskryf sal wil word, as iemand eendag iets skryf oor hom, of my, of oor jou nie, dat iemand sal skryf, jou naam, die dienaar van die Here, klink dit nie pragtig nie, dit is baie, baie mooi. Vers 2, Moses my dienaar is dood, maak jou nou gereed, en trek deur die Jordaan rivier. Jy en hierdie hele volk gaan na die land toe, wat ek aan die Israeliete gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek
aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hittiete tot aan die groot see in die weste, alles sal jou woonplek wees. So die Here het vir hulle 'n goeie gedeelte uitgemeet en uitgesit en sê, en glo nou vir my, as die Here vir jou iets gee, dan gee hy vir jou iets ordentliks. Hy gee nie vir jou, hoe het, sê ons as Afrikaners altyd, jy kry die koei se agterspeen. Nee, die Here gee sommer vir jou al 4 spene, het die Here afgemeet op hierdie stadium vir die Israeliete. En ek dink, hulle het 'n pragtige stuk aarde gekry, en daar's water, en daar's, ek glo, ek kan dit in my geestesoog raak sien, hoe mooi die gras gestaan het, en alles was net pragtig. Dis wat die Here vir hulle afgemeet het, en gesê het, julle kan julle intrek neem. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Ons moet hierdie stukkie onthou, almal van ons gaan deur sekere seisoene in ons lewe. Almal van ons het beter seisoene en het slegter seisoene. Miskien wat se seisoen jy ook al is vandag, is hierdie woord jou nou op hierdie woensdagoggend. Ek dink hierdie stukkie het die Bybel uitgehaal vir jou, en hierdie spesifieke boodskap in hierdie teksversie in hierdie boodskap is spesiaal vir jou vanoggend. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. So het maak nie saak waar jy is, op godsverlate vlakte, of jy dalk onder in 'n dip is, en of dit dalk swart is rondom jou nie. Die Here beloof jou vanoggend deur hierdie stukkie, ek sal jou nooit verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie stukkie kan ek uithaal saam met die vorige stukkie. Dis vir my baie spesiaal vanoggend dat ek hierdie stukkie ook uithaal. Dis wat die Here graag vra van ons, dit wat hy gevra het van Israel. Ek dink op hierdie datum vanoggend, die 22ste Julie, vra hy vir ons dieselfde. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet van my dienaar Moses, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. So hier is 2 teksverse vir jou wat vanoggend pragtig is. Die een is wat die Here sê, hy is by jou, hy sal jou nie verlaat nie. Die ander ene sê, die boodskap basis vir jou, volg die wet van die Here, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Belangrik wat hy sê nie net volg die wet nie, hy sê moenie daarvan links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Hierdie stukkie moet ek weer 'n keer lees, vers 9, pragtig, kyk nou hoe mooi is hierdie versie. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Is dit nie baie mooi nie? Voordat ek aangaan en voordat ek afsluit met gebed vanoggend, wil ek net sê vir almal, dankie vir julle gebede vir Johan. Johan is gister het hy ingegaan vir operasie. Hy het gister die skin graft gedoen op sy been en oorgeplant op sy voet. So alles gaan op hierdie stadium baie goed met Johan. Hy is besig om aan te sterk. Hy gaan nie sy been verloor nie, so dat sy voet skin graft oor sy voet.
krag, daar's krag in gebed, so ek vra vir julle bly aan bid en bly aan glo en vertrou. Karen, ons bid op hierdie stadium ook vir Ian. Ons dra hom op in die Here. Ons sal elke dag vir Ian bid. Sover dit ook al gaan, totdat jy vir ons sê, daar's niets links of regs, sal ons vir Ian ook in gebed opdra. So ons staan vanoggend spesiaal op en ons dra vir Ian en nog steeds vir Johan op in gebed. Ons dra ook vanoggend weer eens almal op wat mense aan die dood afgestaan het, wat dalk nog baie woest, hoe sal ek dit so stel, beklei met daai los, as ek dit so mag stel, want dit is eintlik wat dit is. Hoe het ek nou die dag gesê, is nie iets wat jy afskryf nie, jy vergeet dit nie, glad nie, jy leer net daarmee om saam te lewe, en ek weet daar is mense al jare aan die dood afgestaan het, wat nog steeds elke dag sukkel, en wat dit nog elke dag is soos 'n vrag op hulle rug is. So ons dra hulle ook in gebed op. Liefdevolle Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend by die voete, en ons kom baie, baie dankie sê vir hierdie pragtige boodskap vanoggend. Here, het ons eintlik 3 maal geseën met 3 verskillende teksverse wat so pragtig is, wat genoeg krag is om ons amper tot die einde van die jaar te dra in Josua 1. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie vir die pragtige boodskap. Dankie Here dat U daar is vir ons. Dankie Here dat U elke dag vir ons deurkom. Het maak nie saak as ek terugkyk en ek kyk hoe U daar was in my lewe en hoe elke dag in my lewe was, dan hoef ek nie te twyfel dat daar 'n God is nie, 'n lewende God is nie. Dankie Here vir hierdie splinternuwe dag, dankie Here vir die splinternuwe geleenthede. Here, ons dra in gebed spesiaal op vanoggend vir Johan, en ons dra in gebed spesiaal vir Ian op, Here, dat U hand van genesing op hulle wees. Maar daarby vra ons, Here, laat U wil geskied. Is baie maklik om vir ons te vra heal, en as U heal nie, dan sê ons, dis U skuld. Dis nie wat ons vra nie, ons vra, Here, deur net 'n woord te spreek, kan U gesond maak, maar dis U wil. Dis U wil. Ons wil nie vir U probeer met gebed oortuig nie, ons wil net vra, ons dra hulle op, in die vriendegroep hierby, kom laat ons boeke vat, familiegroep hierby, kom laat ons boeke vat, dra hulle op in ons gebede, vir gesondheid, vir herstel, vir wat verkeerd is, slegs U kan dit regmaak, niemand anders nie. U het die wil, U het die mag, U het die krag. Dat U wil geskied. Here, help ons asseblief op hierdie Woensdag om ons baadjie van liefde aan te trek, die belangrikste Here is. Help ons om dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. Dis die moeilikste, daai uitlewe. Help ons daarmee, Here. Vergeef ons skuldes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons strek ons arms op na die hemel. Ons kyk op na U en ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons tot aan die einde van die jaar en verder. Here, waar U in beheer is, kan ons rustig raak en ontspan, want ons vertrou ten volle in U. U is groot, U is magtig, U is kragtig, maar Here, ons weet U is liefdevol ook. Here, ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien op die dag nie, maar enkel alleen uit genade alleen. Om U naams ontwil, om U grote naams ontwil alleen.